Ek langs jou. Sien jy is beautiful. Ek is lief vir jou en dit is so lekker om julle almal hier te hê. Vat julle sitplekke. En julle my hoor, ek het nie maar julle is 'n genade staan. Dank. Ons het so mooi preek. Maar ek dink nie ek gaan hom gebruik nie. Ek dink ek gaan hom saam met ons huis toe vat. Hierdie preek sal sê hy wil huis toe kom. Wie van julle is opgewonde vir Kersfees? Ja, absoluut. Wie het al begin beplan wat julle gaan maak? Wie het al die spyskaart uitgewerk? Klaar. Okay, Amanda, wat's op jou spyskaart? Wat is jou hoofmaal? My hoofmaal is gammon. Gammon? Okay. Ilse, julle, wat maak julle? Ons is almal saam. Okay, so, jy bring die bykos maar, ek verstaan. Julle agter Peteruria, Rita, wat maak julle? Wat's op die spyskaart? Ook gammon. Ek luister gisterand op radio, daar was so 'n oulike sang, Kersfees in Afrika, en van die sneeu en almal dra missies, en ek het nog nooit die sang gehoor nie. Hy sê, Kersvader kan maar sy slipslaps en sy shorts kom aantrek, want ons braai op Kersdag in Afrika. Toe ek, ja, that is so true. Ons wil almal hierdie feestelike maaltye hê, gemeste kalf, maar ek kan braai en slaai, en dit is aan die orde vir die dag. Maar, soos ons nou voorberei, ons is almal so opgewonde vir Kersfees, gaan verskriklik baie tyd en moeite in, nee, om te bepaal om vir die feesmaal voor te berei. En hierdie skrif sien ons dat feeste is iets wat deur God ingestel is. Dis nie ons mense gemaakte plan nie. Dit was sy plan en sy doel vir ons om feeste te hê. En ons sien deur hierdie feesmaal, deur hierdie feeste wat hy ingestel het, wys hy homself aan ons as nie ons voorsiener nie, our provider, maar hy sê ek is jou gasheer, I'm the host. Ek het in my voorbereiding lees ek ergens sê God is a food God. Ek sê prys die Here, he's a food God, want ons is almal foodies, ons is almal lief vir lekker eet. He's a food God and he relates to us. Hy kommunikeer met ons deur kos en hou daarvan om vir ons kos te voorsien. Hy sê in Matteus 6, moenie bekommer oor wat jy gaan eet of drink nie. Want jou God weet wat jy nodig het. As hy aan die voëls voorsien, hoeveel meer gaan hy nie aan jou voorsien nie. He's a food God. God se plan is vir feesvieringe. So deur die woord sien ons, daar's verskillende feeste. Van Genesis reg tot Openbaring. Sien ons hoe God met mense relate deur kos. En vandag se tema is kom sit aan by die feesmaal. Get ready for the feast. Nie net soos ons regmaak vir Kersfees nie, maar elke dag wil God hê, kom sit by my tafel. Laat ek jou voer, laat ek jou bedien. En dis waarheen ons gaan vandag. So ons sien Adam en Eva in die tuin van Eden, sê God vir hom, julle kan van alles eet. Alles is julle sin behalwe die boom van kennis en kwaad. Van die boom van die lewe van goed en kwaad. Maar hier is vir jou. Kom, eet wat jy wil. Met Abraham, ook in Genesis, sluit hy verbond. En die eerste ding wat hy doen, net daarna, is hy te verbondsmaal saam met Abraham, onder die tuine van Mamre. Ons sien, voor die Israeliete, toe hulle uit Egipte uitgelei het, wat is die eerste ding wat hy vir hulle gedoen het, voordat hulle uitgelei het? Hulle moes die bloed aan die deurkusyn gesit het, en hulle moes daai aand die lam en die geroosterde brood eet. Dit is 'n feesmaal. Regdeur die Bybel ons sien tot Jesus, waar hy die nuwe verbond aan sy mense bekendstel, en hy stel dit aan hulle bekend deur 'n maaltyd. En dan in Openbaring die bruilofsmaal. Wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde kom, sê hy, daar's 'n bruilofsmaal en almal word uitgenooi na die maaltyd toe. So as daar soveel mensenis van kos en feeste en maaltye, hoekom is dit belangrik? Hoekom ek dink ons regtig al vreeslik afgeslaan het aan feeste nie. Ons is so geneig om te sê, feeste is wêrelds en dis carnal en dis verkeerd, maar God is 'n God van feeste. En ons sien daar 7 feeste wat hy vir ons in die Ou Testament geïnstalleer het, geïnisieer het. Wat is die regte Afrikaanse woord? 7 feeste. Wie kan van hulle noem? Watter feeste is daar? Wie kan onthou? Paasfees is een, Pascha. Is daar nie die Hittefees ook nie? Hittefees. Rosh Hashanah. Dis 'n Israeliet, maar Is hy kan wees, ek dink hy dalk het 'n ander naam. Hy gaan saam met die Paas. Hittefees, Feast of the First Fruits. Kom ons lees gou voor ek myself hier so die mekaar maak.
Okay, Passover, Pascha, the Feast of the Unleavened Bread, Ja. First Fruit, Pentecost, the Trumpets, Day of Atonement, and the Feast of the Tabernacles. So daar's daai 7 feeste in die Ou Testament. En hoekom is dit belangrik? Want God wil hê, as ek gaan hier so kan 'n bietjie hoor maak. Eerstens is 'n herinnering aan voorsiening. So hulle onthou wanneer jy die Feast of the Unleavened Bread of the Feast of the First Fruits, God het voorsien. Dis deur hom en danksy hom wat ons kos het. Toe ons in die woestyn was, het God manna voorsien. Hy is die een wat reën gee vir ons vrugte en om vir groente en te groei. Hy gee die son. He's the God who provides. Hy voorsien. Die tweede een is hy's 'n herinnering aan sy teenwoordigheid. So first is herinnering aan voorsiening. Tweede een is herinnering aan sy teenwoordigheid. So toe die Israeliete deur die woestyn gegaan het, daai wolkkolom en daai vuurkolom, he was tangible, he was present. Om te sê, Here, ons kan niks doen sonder U nie. En die derde rede is herinnering aan beskerming. Soos die Israeliete die bloed aan die deurkusyn gesit het en die doodsengel het verbygegaan, dis 'n herinnering en 'n gratitude en 'n danksegging vir God se beskerming. So feesviering is nie 'n indulgence nie, dis nie 'n carnal mensgemaakte ding nie. Dit is ook 'n vorm van aanbidding. Moses het vir Farao gesê, my mense moet uitgaan vir 3 dae, hulle moet 3 dae in die woestyn gaan trek, sodat ons kan gaan aanbid. Dit was 'n groot fees, maar dit was onder die dekmantel, onder die sambreel van, dis 'n aanbidding. Die tafel staan vir 'n verhouding. As ons almal om iemand se tafel staan, om iemand se tafel kom eet en hy sê kom breek brood saam met my, beteken dit verhouding. As ek en jy saam om 'n tafel staan, beteken dit ek is lief vir jou. Jy is deel van my familie. Jy behoort by my. Dis 'n plek van vrede. Dit is 'n plek waar memories gemaak word. Dis 'n plek waar familie gevorm word. Al is jy nie 'n bloedfamilie nie, as jy maal saam met iemand deel, word jy mekaar se familie. Dis 'n plek waar vergifnis uitgespreek word. Dit is baie moeilik om stilstype aan 'n tafel te hê. As daai kos begin bedien word en almal begin lekker kuier, begin vrede vloei. Dis 'n plek van liefde. So wanneer ons saam met Jesus aan 'n tafel kom en hy sê kom maak jou tafel oop, maak jou tafel langer, nooi mense na jou tafel toe. Begin hy ons eers te bedien. So wanneer ons aan 'n nagmaaltafel sit of elke dag saam met hom aan tafel kom sit, hy sê kom nooi uit. Ek nooi jou uit om met my te kom tyd te spandeer. Sodat hy ons eers kan bedien. Sodat ons healing kan kry. Sodat ons na ander mense toe kan gaan en daai vergifnis, daai vrede kan uitdien na ander toe. Ons sien Jesus in die Bybel, sien ons meeste van sy mission, van sy werk word om 'n tafel en by 'n tafel gedoen. Ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar Lukas, die evangelie van Lukas, word genoem the Gospel of Meals. Het julle dit geweet? Ek moet nou een keer lank terug, ons is besig om 'n Bybel, my dogtertjie was nog klein en ons is besig om te lees en ons gaan deur Lukas. En die een aanstop sy my, sy sê vir my, Mama, was Jesus vet? Was Jesus vet? En ek dink, waar kan kry hierdie kind nou hierdie revelation? Ek sê, hoekom Sissa? Sy sê, want nog elke aand wat ons lees is Jesus of op pad na 'n maal toe, of hy kom terug van 'n maal, of hy is by 'n maal. Ek is seker hy was vet. En sy bly so rukkie stil en ons lees, en sy sê, nee, I've changed my mind. Hy het oral geloop. Ek is seker hy was nie vet nie, maar hy het regtig baie geëet. Ja. En dis waar. So in die evangelie van Lukas alleen, the Gospel of Meals, is daar 50 verwysinge van Jesus wat by 'n maal is, in 'n maaltyd deel tafels. 50 verwysinge. Want om 'n tafel is waar Jesus sy karakter, sy mission aan mense openbaar. En waar hy sy volgelinge voorberei vir hulle mission. So. Kom ons lees wat van die voorbeelde, net in Lukas, né? In Lukas 5 is Jesus aan die huis van Levi of Matteus, die tollenaar.
En die skrifgeleerdes en die fariseërs mompel en is baie opgewerk en opgeklits. Want hier is Jesus saam met hierdie tollenaar, saam met hierdie groot sondaar. Maar Jesus sê in sy woord, I didn't come to call the righteous, but sinners to repentance. En hy maak hulle, sjoep, mic drop, bly die tjoep stil. En daar op daai tafel wys Jesus barmhartigheid. Lukas 7. Jesus is weer aan die huis van Simon die fariseer. En die sondige vrou kom met 'n alabasterfles, terwyl Jesus sit en almal eet, en sy kom, en sy breek haar fles, en sy was sy voete met haar trane. En almal kyk en is very indignant, wat maak hierdie vrou? Sy interrupt die hele maaltyd. Maar Jesus sê, geef haar vergifnis. Hy sê, wat sy hier gedoen het, gaan onthou word tot in vir alle geskiedenis. Jesus wys vergifnis. Lukas 9, 2 hoofstukke aan, weer eenmaal. Jesus voed die 5000 mense. Hy breek die visies en die broodjies en die visies, en hy wys voorsiening. Lukas 10, volgende hoofstuk. Jesus is aan die huis van Maria en Martha. Martha is in die kombuis in sy werk, Maria stil by sy voete en sy ontvang. Jesus wys sy teenwoordigheid. Hoofstuk 14 van Lukas is die feesmaal, the kingdom of heaven, the banquet, waar Jesus sê, waar die koning, die ryk man het 'n banquet voorberei en almal was te besig. Nee, ek kan nie, ek moet mark toe gaan, ek moet iemand begrawe, ek is besig om te ploeg. En hy sê vir sy diensknegte, gaan uit en gaan haal al die mense, gaan haal die verlorenes, die verstootes, die wat niks het om te gee nie, die wat nie aanvanklik uitgenooi is nie, bring hulle na die feesmaal toe. Wat wys Jesus daar? Hy wys deernis. En hy wys, dis nie wat jy na die tafel toe bring nie. Ek nooi jou nie na my tafel toe omdat jy iets bring, of omdat ek iets verwag van jou nie. I want you just as you are. Jy het niks om te bring nie. Ek soek die verlorenes, die verstotenis. Lukas 19 is Jesus saam met Saggeus, en hy is honger. En hy nooi homself, hy sê, Saggeus, klim af, ek is honger, ek nooi myself, ek kom vandag na jou maaltyd toe. En die woord sê, at that day, repentance and holiness, forgiveness for sin, is aan daai dag, transformasie, salvation comes to the sinner's house. Die laaste maal, in Lukas 22, is Jesus breek die brood en hy gee verlossing, en in Lukas 24 nadat hy opgestaan het, en hy sal op die pad met die Emmausgangers, en hy breek die brood, en hulle herken hom, die oomblik toe hy saam met hulle brood breek. En Jesus openbaar homself. So met al hierdie voorbeelde sien ons dat Jesus nie net mense se fisiese voed nie, maar dit gaan oor die geestelike voeding, hy voed hulle geestelik. So in die evangelies is daar 3 Son of Man uitsprake. 2 is in Lukas, 1 is in Markus. In Markus sê Jesus, the Son of Man came not to be served, or not to be served, but to serve. Dus die seun van die mens is Jesus se favourite manier hoe hy na homself verwys het, the Son of Man, die seun van die mens. So die eerste een sê hy, the Son of Man came not to be served, but to serve. Dan in Lukas 19 sê hy, die seun van die mens het gekom om to seek and save the lost, om te soek en te vind die wat verlore gaan en om hulle in die koninkryk in te bring. En dan die derde seun van die mens uitspraak is in Lukas waar Jesus sê, die seun van die mens het gekom, anyone? Etende en drinkende. How's that? So in sy boek, A Meal with Jesus, is daar theoloog Tim Chester, en hy connect hierdie dots. Die eerste 2 uitsprake verduidelik, hoekom het Jesus gekom? Hy het gekom om te dien, en hy het gekom to seek and save the lost. En dan die derde een, is hoe hy dit gedoen het. Hy het gekom etende en drinkende. Mooi. Sy maaltyd was nie toevallig nie. Dit was Jesus se metode, dit was his method, om homself te openbaar, om sy identiteit te openbaar, beide as koning, maar ook as 'n diensknegt. In Lukas 15 lees ons die storie van die verlore seun.
ryk jong man, wat alles gehad het, en hy gaan na sy pa toe, ons almal ken die storie, en sê vir sy pa, gee vir my erfporsie aan Arabia. Ek het genoeg gehad, ek het nodig om my eie pot te krap, ek wil my lewe lei die manier hoe ek doen. So in die seun gaan, die storie gaan, ons almal ken dit, hoe hy gaan van die vader se huis, waar daar volop kos en wyn en voorsiening is, en nie lank nie eindig hy in die varkop. En hy gaan van absolute abundance na varkop, waar hy die kos van die varke eet. En terwyl hy daai kos van die varke eet, begin hy 'n intense honger te kry. 'n Smagting. Nie net 'n honger vir lekker kos nie, maar 'n smagting en 'n honger om terug te keer huis toe. Om terug te keer fellowship toe, na sy pa toe. En ons sien die draaipunt in hierdie ou se lewe kom, by die punt waar hy op die punt van honger te kom. En in Dawid, in Psalm, dit is Psalm 37, sê Dawid, as the deer panted for water, ek het 'n intense geestelike honger, soos die hart smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Heer. En dis hy selfde smagting wat hierdie ryk jong man gehad het, wat alles al sy rykdom verkwansel het, en daai honger te dryf hom, terug te kom na sy pa toe. En ons ken die storie, hy berei die hele speech voor. En hy sê, pa, ek het gesondig, ek is nie werd om 'n slaaf te wees nie. Asseblief, kry my nie terug, ek sal doen wat jy wil hê ek moet doen. En nog, voordat hy kans kry om die hele speech voor te berei, hardloop die pa. En hy sê vir hom, gee vir hom 'n kleed, my seun is terug, sit 'n kleed aan sy skouers. Wat is daai mantel, daai kleed? Sy roeping, sy identiteit. Hy sê vir hom, sit 'n ring aan sy vinger. En hy herstel sy gesag, sy autoriteit wat hy gehad het as seun. Sit sy sandale aan sy voete, klee hom met holiness, met werk. Dis 'n seunskap en 'n verhouding. En dan die laaste is, maak die vetgemaakte kalf reg. Ons gaan fees vier. Never mind al hierdie ander goeders. Die eerste ding wat hulle doen, is hulle vier fees. Hoekom die vetgemaakte kalf? Want die pa probeer sê, my seun is herstel. Hy is vergewe. Wat hy gedoen het, is vergewe. Hy behoort aan my tafel. Wat probeer Jesus vir ons sê met hierdie goed, met hierdie feesmaal? Hy sê, as jy aan my tafel kom sit, as jy opgemors het en jy het gesondig, maar jy kom sit aan my tafel, herstel ek jou roeping. Ek herstel jou autoriteit. Ek herstel jou gesag. Mooi. Ek herstel weet wat ek jou voorgemaak het. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek sit jou ring aan jou vinger. Jy loop met autoriteit. Jy loop met daai mantel. Jy behoort aan my. En genade, die genade wat die pa aan sy seun wys, is 'n fees. Dis nie 'n regstelling nie. Dis nie 'n preek nie. Ja, maar wat het jy gedoen nie? Kyk wat het. Dis nie ons opwerk. Ja. Hy verwelkom ons in, he celebrates. En hy klee ons, he clothes our shame. My man is lief om die storie te vertel, en is een van die mooiste stories vir my van Dawid en Mephibosheth. Mephibosheth, ja, come on. Mephibosheth, wat Saul se seun was. En net, indien julle nie die storie onthou nie, Mephibosheth was laat val as 'n klein seentjie. Sy nanny het gehardloop, en sy het hom laat val, en hy is 'n kreupele. En vir sy hele lewe lang kruip hy weg. Ja. Hy skaam, hy is in hiding. Hy is Saul se seun. En Dawid vind uit van Mephibosheth, en hy sê, gaan haal hom. Haal sy, bring hom. Sit hom aan my tafel. En Mephibosheth kom met sy voet, en hy sê, jy sit aan my tafel. Met die tafeldoek wat oor hom kom. En sy shame, sy mankheid, word totaal weggesteek. Onder die tafel. Onder die tafel. Come on. Van kop tot toe, jy is niet gemaak. En vir die rest van sy lewe eet hy aan Dawid se tafel. En word hy herstel. En dis wat Jesus sê. Kom sit net aan my tafel. Eet en word verstadig. Word verfris. Aanvaar. Kom proe. Proe my goedheid. Ons God hardloop nie 'n sop kom huis nie. Met 'n klein bietjie.
Jy mag net so 'n lepeltjie kry, want jy was daarom nou baie stout, jy het dit regtig opgemors. Dis nie 'n sop kombuis nie, dis nie, omdat jy is nie waardig nie. Hy sê, God, wat 'n feesmaal voorberei. Maar die probleem is, ons almal dink ons bedien 'n God ons dien 'n God wat 'n sop kombuis is. Here, ek is so jammer. Absoluut. Hy sê, no ways, I'm a God of abundance. En hy nooi ons almal uit, maar ons sal so baie van ons wat sê, ek is nie waardig nie. Ek kan nie. So daai in die feesmaal toe hulle almal uitgenooi het en sê my seun trou, kom hier's 'n maal. Daar's soveel ander dinge, verskonings, hoekom ons dit nie doen nie. Ek is nie waardig nie, ek het opkom of ek is te besig. Jy vra te veel. Ek is nie regtig lus nie. En dan we lose out. Ons verloor uit op soveel van God se blessing. Absoluut. In die Ou Testament of in die antieke Joodse tyd, wanneer iemand uitgenooi is na die ete toe en jy sit aan sy tafel, beteken dit dat letterlik al jou behoeftes voorsien word. Jy kry voorsiening, jy word beskerm. Alles wat jy nodig het terwyl jy in daai ou se tafels aan huis is, word voorsien. Jy hoef nie bang te wees dat iemand jou gaan attack nie, dat iemand jou gaan besteel nie, dat jy nie waardig is nie. Dis dieselfde wat God sê aan my, terwyl ek jou gasheer is, terwyl ek jou host is. Alles wat jy nodig het word voorsien. Goed. So nou sit ons hier met 'n tafel hier voor ons. O, proe en sien. In Psalm 34 sê Dawid, kom proe en sien. Taste and see that the Lord is good. Proe is iets wat so persoonlik is. Ek is mal oor koriander, vir party mense sê hulle dit proe so seep. Jy kan nooit met smaak stry nie, met 'n ervaring kan jy nooit stry nie. My man kan glad nie branderige kos eet nie, ek hou van daai bietjie van 'n byt. Want met elkeen se persoonlikheid is jou verhouding met God anders, is uniek. En hy sê, kom proef vir jouself. Nie kom bestudeer of kom hoor of kopkennis nie. Kom ervaar, kom sit aan my tafel. Laat ek jou bedien, laat ek vir jou my goedheid wys. Hy nooi ons verder as net kopkennis, dis 'n verhouding. Ons proef God wanneer sy vrede ons oorweldig, wanneer sy woord ons voed, wanneer sy vreugde ons versterk, en wanneer sy teenwoordigheid die vertrek. Psalm 23 sê Dawid, U berei 'n tafel vir my voor my teenstanders. 'n Tafel van oorvloed. The presence of my enemy. Dit beteken, al gaan dinge die mekaar, al word jy ge-attack, al is daar spiritual attacks, of dinge gaan woes in jou lewe, sê God, jy gaan nog steeds my goedheid, my voorsiening, my liefde ervaar, want ek berei 'n tafel vir jou voor, te midde van wat jy deurgaan. Laat my toe om jou te bedien. Jy het nie afwesigheid van vyande nodig om die teenwoordigheid van God te geniet nie. So, ons het almal gepraat al, ons berei voor vir Kersfees en ons weet dat ons hoofmaal gaan wees en wat die bykosse gaan wees. As God sê hy is ons host, hy is ons gasheer. Wat is op die menu vir vandag? Wat sit hy vir ons voor aan sy tafel? Eerstens, die brood van sy teenwoordigheid. The bread of his presence. Hy sê, I am the bread of life, ek is die brood van die lewe. Jy sal nooit weer honger en dors kry, as jy aan my fees nie, as jy aan my teenwoordigheid kom sit, as jy van my, as jy partake in me, Yes. on the bread. Die wyn, vreugde van die wyn. Hy sê, my liggaam, dis my liggaam, my bloed is die wyn. Die teenwoordigheid van Jesus, wanneer ons aan sy tafel sit, is dit nie 'n heavy ding nie. Ek wil sien hoe wie is neerslagtig en wie is sad en huil, want miskien as jy te veel wyn gedrink het. Maar die wyn laat alles maak, almal sit happy en rustig en die gesprekke vloei. Die wyn van sy teenwoordigheid. Die salwing van sy olie. Hy sê, Heilige maak my Gees. hoof vet met olie. Sy salwingsolie. Die woord word as, moes eintlik 'n stuk choppie hier gehad het. Sy woord word of as melk of as vleis uitgebeeld, daai vaste kos wat jy nodig het. Of as melk.
Absoluut. Nee, wat jou voed. Die vrugte van die gees. Absoluut. Sy vrugte slaai. Liefde, hoop, geduld, lankmoedigheid, vrede, vriendelikheid. Vrugte van sy gees is aan die tafel. Hy sê julle is die sout. Sout van die aarde. Absoluut. Van die aarde. Gaan uit en maak 'n verskil. Raak mense se lewens. Die water, waar waters waar rus is, Absoluut. lei my heen. Die verkoop my siel. Sy water van rustigheid. Ek het nou alles ingesit. Ek dink ek het nou min of meer alles gekaper. Soos ons nou vandag, Die piesel het nie aanraking die gekry. piesel het nie aanraking gekry nie, dis deel van die vrugteslaai. Die piesel, dis die vrug van die gees. Soos terwyl ons dink aan wat God wil doen en wat hy in ons lewens wil doen. Dat hy elke dag sê, kom, dis nie 'n eenmalige ding nie. Feeste is belangrik. En wanneer ons gaan fees vier en ons of dit 'n Paasfees is of Kersfees, is die hoofmotivering agter dit is om te onthou what's the reason for the season. Absoluut. Ja. Maar God wil nie hê dit moet net 'n eenmalige ding wees nie. Hy sê elke dag. Soos wat ons elke dag moet eet. 7 days without word, without God makes 1 week. Nee? As jy elke dag kom voer, kom sit by my tafel, laat ek jou voer, soos die manna. Die Israeliete moes elke dag vars manna gaan haal. Want as hulle dit oor laat staan het, Het hy wurms gekry. Wurms geword. Maar nou dink ons weet, jy weet hoe grumpy is julle, ek weet nie van julle nie, maar ek raak hangry. Ek en my man albei, ons is nie goed as ons honger is nie. Jy ook. Jy het nodig, jy moet gaan eet. Want skielik is jou persoonlikheid net soveel beter. Hoeveel meer ons geestelike voeding. Want die lewe raak besig en ons vat nie tyd om aan God se tafel te kom sit. Dat hy ons bedien met die brood, met die wyn, met die melk. Sodat ons kan gevoed word, dat ons gees kan sterk word. So hy sê dis elke dag se ding. Dan manna wat ons elke dag gaan optel. So ek gaan julle uitnooi om dan se sang af. Quentin, wil jy nie net aan die volgende slide toe gaan nie? Dan nou net 'n sang geskryf. Feasting at your table. I just want to be in your presence. Feasting daily at your that we can love because we first been loved. Ons laat julle gaan. Mense by die huis, baie dankie. Dankie vir die van julle wat bydra aan ons bediening. Dankie vir elkeen van julle wat hier is. Ons mis julle die wat nie hier is nie. God seën julle. Tot Kersfeestyd. Kers aan, die 25ste sien ons mekaar weer. Dankie Quentin. Mense nog. Kom ons speel ons en kom help julle self Blessings vir julle almal. Ons het 'n groot doopdiens vandag. Dankie vir wat almal ingeluister het. Weet ons mis julle. Sien julle weer Kersfees. Dan weer gaan die Kersboodskap bring. Vandag is ons op ander terrein. Ons gaan sit 'n groot doopdiens vandag. Ons sal van die foto share. Kyk hoe beautiful plek waar ons ook is. We love you much. Ons sien julle gou binnekort weer. Vrede en seën vir julle almal. Liefde. Bye bye.